Blaai asseblief saam na 2 Timoteus toe. 2 Timoteus hoofstuk 3. Pastoor, maar sien die tyd het al geloop. Jy is reg, meneer en mevrou. Mag ons asseblief hierdie kultuur breek, wat kyk hoe vinnig ons by die huis kan kom as ons kerk toe kom. Amen. Kerk is die enigste plek wat ek van weet, waar mense kyk hoe vinnig hulle kan huis toe gaan. Dis nie 'n boksie om te tik nie, dis 'n plek om te wees. Mag jy in die genade van die Here wees. Mag jy toelaat dat die Here jou aanraak. Mag die werk van sy Heilige Gees vir jou so kosbaar wees, dat jy nie iets anders ter wil hê as net dit nie. Ons kan op die Here wag. Ons kan ons hand in sy hand sit. Ek glo regtig die Here wil ook iets in ons harte uitsorteer vanoggend uit 2 Timoteus hoofstuk 3 uit vanaf vers 10 af. Iets baie belangrik, iets wat ons nie moet misvat nie. En so 'n bietjie rondom hierdie vraag, waarom soveel Bybelvertalings? Het jy al daaroor gewonder? Het iemand jou al gevra, hoekom is daar so baie Bybelvertalings? O, julle, het ek julle al klaar moeg, ons het nog eers begin nie. Sê bietjie ja, sê bietjie nee. Het niemand jou nog ooit gevra nie? O, iemand het jou al gevra, niemand het jou nog gevra nie. Wonder jy partykeer? Ja. Hoekom is jy so stil? Net leksie praat. Lees asseblief saam met my 2 Timoteus hoofstuk 10 uit. Hy sê, maar jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, in planne, geloof, lankmoedigheid, liefde en lydsaamheid. Dis sommer 'n klompie goed. Paulus skryf aan Timoteus, hy sê, luister, hier is dit so. Hier's 'n klompie goed. Planne, geloof, lydsaamheid, lewenswandel, liefde, al hierdie goede saam, lankmoedigheid. Jy het my navolger geword in dit. Mag dit so wees dat ek en jy die navolger word van ander waarna ons opkyk, maar in die eerste plek die navolger van Jesus. Vervolginge, lydinge, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging het ek nie al verdra nie, dink Paulus soos hy skryf. En die Here het my uit hulle almal verlos. Wat 'n vervolging jy ook al mag hê, mag jy ervaar dat die Here jou genuine verlos. En almal wat ook Gods vrug wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Is dit vir jou moeilik om te hoor? Dit behoort nie moeilik te wees nie. Almal wat graag godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Daar is iets wat ek en jy moet verstaan, soos ons saam met die Here wandel. Het jy geweet, jy loop nie in die duiwel vas as jy in dieselfde kant toe loop as hy nie. Jy moet omdraai en aan die ander kant toe gaan. Dan loop jy jouself ook soms in die vyand vas. Maar hoor mooi, wanneer die vervolginge kom, het ek en jy die belofte dat hy ons sal verlos daaruit. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en wat verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En so Paulus sê, kyk na my lewe, kyk na waardeur ons alles saam is, kyk wat jy by my geleer het. Jy het dit self ervaar, vers 15 sê dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. En dan die baie belangrike deel, vers 16. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Hoor mooi, die hele Skrif. Tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk en volkome toegerus. Nou hoor mooi, ons word toegerus om goeie werk te doen deur die woord van God. Sou jy saam met my stem dat die Bybel sentraal is in dit wat ons doen? Sê amen. As die Bybel nie die middelpunt is van wat ons doen nie, hoekom doen ons dit dan? Ons leer, hierdie is die openbaring van God.
Hierdie is die maatstaf waarmee ons meet. Hier is hoe ons weet wat ongeregtigheid is en wat geregtigheid is, wat hom verheerlik en wat hom nie verheerlik nie. Dis deur die woord wat die vyand uitgekleef word. Is dit dan nie belangrik dat ons verstaan, hierdie boek wat ons lees, waar kom hy vandaan en hoekom glo ons so in hom nie? En ons moet verstaan ook hoekom hy geskryf is. Vers 16 sê baie duidelik vir ons, die hele skrif is nuttig tot lering. Okay? So ons is veronderstel om te leer by hom, tot weerlegging. Die Bybel moet sekere goed weerlê, tot teregwysing. Daar is teregwysing in God se woord, ook onderwysing in die geregtigheid. Ons leer wat geregtigheid is. Maar die hele skrif is deur God vir my en vir jou gegee. En vir baie jare is daar geglo dat daar een of ander, kom ons praat dan nou maar van 'n oerteks, 'n ou tydse dokument, wat iewers ter weggesteek is, wat woord vir woord dieselfde is as die 53 vertaling of as die King James vertaling, en uit daai uit is net alles vertaal. En ek hoop om so 'n bietjie volwassenheid in jou hart te kweek. Ek hoop om jou so 'n bietjie te help om te verstaan, waar kom die Bybel vandaan, en waarom is hy nog steeds betroubaar? Kan ons die Bybel vertrou? Absoluut. Absoluut. Maar ons moet ongelukkig ons moet nou 'n draai in die geskiedenis gaan maak. So as jou gedagtes wil dwaal, jy het 2 minute om so 'n bietjie te dink aan wat jy gaan doen na kerk, as jy nie, maar dit is baie belangrik dat ons hierdie deel sal doen. En so hoor net so vinnig, ek gaan dit regtig probeer vinnig doen. So in die eerste plek, net 'n vinnige kort oorsig. Verstaan dat die Bybel geskryf word deur 40 mense, daar's ten minste 40 skrywers oor ten minste 1500 jaar. So daar was nie 'n dag gewees, 1 dag, en die hele Bybel het so uit die hemel uitgeval, poef, en daar lê hy nie. Oor tyd, met mondelingse oorlewering, het verskillende mense, verskillende gedeeltes geskryf, wat ek en jy vandag ken, as die Bybel. Aanvanklik, oorspronklik, die Ou Testament in Hebreëus en Arabies, daar is ook weergawes van die Ou Testament, wat in Grieks is, soos die Septuagint byvoorbeeld, maar primêr, die Ou Testament, Hebreëus en Arabies, daar's ook Arabies in die Nuwe Testament, en as ek nou elke nuance moet verduidelik, dan gaan jy nou nie eet vanmiddag nie, so in breë trekke. Ou Testament, Arabies, Hebreëus, Nuwe Testament, Grieks, en daar's ook 'n gedeelte Latyns. Die Bybel word ook later, die Ou Testament word ook in Latyns vertaal, net dat jy weet. Maar dit gebeur dan so in die 15de eeu, realiseer die Gutenberg printing press en daarmee saam die behoefte vir Bybelvertaling. Is daai geskryf te klein vir julle? Dis daarom billik, ek sien so. Alright, so daar gebeur iets in die 15de eeu. Hulle ontdek dat ons kan nou mass produce, en so daarom word Bybelvertaling iets. So in die 16de eeu, so 1611 word die King James weergawe uitgegee. Erasmus is die ou wat die Textus Receptus bymekaar trek. Nou hoef jy die name te ken nie, jy moet net die storie ken. Okay. Die 18de eeu ontdek hulle weer die Codex Vaticanus en ook die Sinaiticus, en dan in die 20ste eeu wat ons vandag gebruik, noem ons die eklektiese tekste. Okay. Wat moet jy weet? Jy moet weet daar was 'n proses. Jy moet weet dat die boek wat ek en jy vandag lees, het nie uit die hemel uitgeval nie, maar is oor tye en oor seisoene bymekaar gesit. Maar weet dit seker dat die hele skrif is deur God ingegee. Dis deur die leiding van die Heilige Gees wat ek en jy die Bybel het. Dis nie 'n mensgemaakte boek nie. Hy's heeltemal te akkuraat. Hulle praat heeltemal te veel met mekaar, al die skrifgedeeltes, en hy kommunikeer heeltemal te veel dieselfde boodskap oor en oor en oor en oor vir dit om 'n gefabriseerde boek te wees. Die Bybel voldoen aan enige van die ander standaarde wat die historikuste van ons vra rondom akkuraatheid. Jy kan dit seker weet. Daar's nog geen iets gevind in die argeologie of in die wetenskap of in die geskiedenisskrifte wat die Bybel weerspreek nie. Die Bybel is betroubaar, maar sien dat daar 'n proses is. Sien raak, dit was nie net een keer gewees nie, dit was 'n seisoen gewees. Verstaan dit so, die rede waarom ons soveel vertalings het, is omdat ons ook verskillende bronne tekste het. Die King James byvoorbeeld, is die Bybel wat volgens baie mense die regte Bybel is.
Ek wil vir jou sê, dis nie die regte Bybel nie. Volgens my bestaan daar nie net die regte Bybel nie. Daar bestaan die Bybel, soos hy vir ons gegee is deur die Here. Daar's nie 'n spesifieke vertaling wat alleenlik die beste vertaling kan wees nie, en ek gaan dit vir jou wys ook. Maar nou, dis dit belangrik. Weet hierdie twee goed. In die 16de eeu is die Textus Receptus, daai manuskripte saam, die deel van die Nuwe Testament. En ook die Masorete teks van die Ou Testament word die Textus Receptus, waaruit ook eerstens die King James Version, dan die Staten en dan die 33-53 vertaling. Okay, so julle moet nou by my bly, want ek wil hê jy moet vertroue hê in die skrif wat jy lees. Later, toe hulle begin werk aan die 83 vertaling, het hulle 'n klomp ander ontdekkings gemaak. Hulle het 'n klomp ander manuskripte ontdek. En hierdie manuskripte het, alhoewel hulle 95-97% presies ooreenstem, is daar gedeeltes waar hulle nie ooreenstem nie. En so daarom gebruik ons vandag wat ons noem die eklektiese tekste. Dis wanneer jy hierdie manuskripte met mekaar opweeg en sê, so goed, watter van hierdie manuskripte deel vir ons die storie? En so hoekom ek hierdie vanoggend met jou deel, is ek hoop dat daar iets in jou hart sal gebeur, iets baie belangrik, dat jy nie sal kies om af te praat teenoor sekere vertalings, asof hulle nie belangrik is nie. Ek wil vir jou sê, die Bybel sê vir ons, in 2 Timoteus hoofstuk 3, vers 16, dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing en geregtigheid, of dan 'n onderwysing in geregtigheid. Solank as wat 'n Bybel dit doen, behoort ek en jy nie af te praat op die Bybel nie. Ons behoort nie te sê, gooi maar daai vertaling weg nie, daai tipe taal moenie eintlik behoort by 'n kind van die Here nie. Maar verstaan ook hierdie, nie alleen is die bronteks 'n uitdaging nie, maar ook die vertalingsvoorkeur, sodat ek jou nou net daar's 3 hoofareas wat vertaling bepaal. Die eerste hoofarea is die bronteks. Gebruik hulle Textus Receptus of gebruik hulle die nuwer manuskripte wat hulle ontdek het. Die tweede een is baie belangrik, is die vertalingsfilosofie. So daar's of letterlike vertalings, interpretiewe vertalings en of vryvertalings. Okay, so daar is die 3. Wees versigtig om te sê die letterlike vertaling is die een wat jy wil hê. Ek gaan jou nou wys waarom dit so bietjie gevaarlik is. Maar hoor mooi wat ek sê. Jy moet net weet, die Bybel wat jy lees, is dit interpretief, is dit letterlik of is dit vry vertaal? So in kort, die algemene vertalings wat ons gebruik, die King James, sowel as die 33 en 53 vertaling, word gesien as letterlike vertalings, sowel as die 2020 vertaling. Is julle nog met my? Letterlike vertalings is goed. Dis wonderlik, omdat ons so letterlik as moontlik die Grieks en die Hebreëus kry, maar jy sal sien dat dit ook sy beperkings. Die 83 is wat ons sal noem 'n interpretiewe vertaling, waar die vertaler probeer om aan jou te kommunikeer wat die teks bedoel, eerder as om dit letterlik woord vir woord te skryf. En vryvertaling sal wees soos die Passion Translation, die Amplified en die Nuwe Lewende Vertaling. Kan ek gou 'n bietjie sien, watse vertalings gebruik julle? 2020, 33, 53, al 3, 83. Jy kan voor hom kyk, loer gou voor in hom, as jy sien wat se een is dit. So vinnig net. Ek wil hê jy moet weet, ek gaan jou gou deur daai 3 stappe. Okay, so ekskuus, ons is nou nog by die laaste een. So jy het bronteks speel 'n rol, vertalingsvoorkeur speel 'n rol en dan ook die taalgebruik speel 'n rol. Byvoorbeeld die Bybel vir almal is aanvanklike vertaling wat geskryf is vir dowe mense. Dowe mense het 'n baie kleiner woordeskat. En so die Bybel vir almal is 'n fenominale Bybel,
'n wonderlike Bybel. Hoekom sê ek so? Want hy dra die konsep van Jesus, die lering, die teregwysing, alles wat die skrif, die liefde en die waarde daarvan, op 'n baie, baie eenvoudige manier oor vir mense wat nodig het, om dit op so 'n manier te verstaan. Vir my, woorde wat onverstaanbaar is. So kom ek gaan net gou vinnig saam met jou deur 'n paar. So die 33 vertaling, is sy bronteks, is die Textus Receptus, die 6 manuskripte wat hulle ontdek het, nie die baie wat ons vandag gebruik nie. Die 33 vertaling se vertalingsfilosofie is so letterlik as moontlik en ook in pas met die Statenvertaling, wat die Nederlandse vertaling is, en sy teikentaalgebruik is, aanvanklik was dit om naby aan die Nederlands te wees, en later ook die Afrikaans, dis hoekom dit 33-53 is, want hy is hersien in 1953 om so 'n bietjie te verander. Okay, so terwyl die 83 vertaling, se bronneteks is die, ek het dit nie reg geskryf daar nie, nee, het is reg, die Vaticanus Sinaiticus, dis die bronteks van die 83 vertaling, dis interpretief, en die taalgebruik is vir 'n graad 9 woordeskat, is die 83 vertaling vertaal, is vir iemand wat 'n graad 9 sal hê. Okay, so net dat jy weet. En so die 2020 vertaling vind homself eintlik in 'n baie nice plek, want hy's gebaseer op die meer letterlike kwessies, of die meer letterlike, hy's gebaseer op die Vaticanus Sinaiticus, die nuwer tekste, of dan ook die ekletiese teks, hulle kies die tekste wat hulle hom uitvertaal, maar hulle het 'n letterlike vertalingsfilosofie, en sy taalgebruik voorkeur probeer naby aan die 53-33 te wees. Nou, ek wil gou net vir jou 'n paar praktiese voorbeelde gee, wat vir my baie belangrik is. Ek wil jou gou wys die beperkings van, los net vir my daai slide, moet hom nie oorgaan nie asseblief. Kan ek gou vra, bestaan daar unicorns? Is dit 'n mite? En as die Bybel ons leer van unicorns, gaan hulle dan bestaan? Ek sien van julle was al daar. Het is baie belangrik om te sien in watse era, watse jaar die Bybel vertaal is, en daai jaar se woordeboek te gebruik. Ek lees gou vir jou die King James Version, Job 39, vers 9 in die King James, vers 12 in die Afrikaanse vertaling. Hy sê, will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib? Wat? In ons Bybel. Skryf daai versie neer vir die volgende ou wat vir jou sê, ek glo net in die King James Version. Oepsie. As jy 1611 se woordeboek kan hê, sal jy sien dat die woord unicorn beteken vir hulle iets anderster as vir ons. En dis hoekom dit anderster is. Maar let op die beperking van 'n letterlike vertaling. Hoor wat sê die King James, in James 2 vers 3 of Jakobus, hy sê, and ye have respect to him which weareth the gay clothing. Is hier iemand met gay clothing vandag? Ek wil net in praktyk vir jou wys, hoekom is dit belangrik dat ons die gesprek het. Moet asseblief nie een vertaling ophemel as die enigste vertaling nie. Let op dat hulle het, selfs in die letterlike manier waarop hulle probeer vertaal het, ook hulle beperking. Hier is 'n interpretiewe vertaling van daardie twee tekste. Hy sê, sal die buffel gewillig wees om vir jou te werk? Daai unicorn is buffel. Die interpretiewe vertaling sit hom as 'n buffel. Ek dink die ou vertaling sit hom as 'n wille donkie. Okay, dis fine. Maar dis nie 'n unicorn nie. Dis iets wat bestaan. Jy sien dat Jakobus 2 vers 3 sê in die interpretiewe vertaling, hy sê, en sê nou julle maak 'n ophef van 'n man met die deftige klere. Dis wat gay clothing beteken het in die 1600s. Deftige klere. So moenie mense, so wat die teks vir ons probeer sê, is moenie mense wat mooi aangetrek is beter hanteer as die wat nie mooi aangetrek is nie. Ek wil net hê jy moet sien, weet dit seker, daar is 'n, die Hebreëse taal is baie beperk en ook baie uniek.
Daar word gereken dat ten minste 25% van die Hebreëse woorde word slegs een keer in die hele Bybel gebruik. 25% van die taal, dis 'n kwart van die taal, word net een keer gebruik en nou moet ons probeer uitfigure wat dit is. Ek probeer net iets kommunikeer, dis baie belangriker om die nederige posisie in te neem. Dis okay. As jy 'n Passion Translation gebruik, ja, moet nou nie oor die doop gaan stry met die dominee uit die Passion Translation uit nie, asseblief meneer. Jy gaan nou, so dan gebruik ou meer letterlike vertaling, wanneer jy teologie wil uitwerk en so meer. Maar vir jou, dis vir my beter dat jy enige Bybel lees as wat jy geen Bybel lees nie. Dus ek wil hê jy moet sien in hierdie tyd en hierdie proses, ten spyte van die feit dat daar menslike aspekte, daar is van dag 1 af menslike aspekte betrokke by die ontwikkeling van die Bybel. Maar God het deur dit alles sy woord vir ons suiwer gehou, sodat ek en jy weet hoe om in die hemel te kom. Sien ook bietjie verder, net 'n praktiese voorbeeld. Ek weet nie of jy moet hom nog nie oorsit nie, nee, maar ek wonder of ek die tieners kan vra. Wat beteken dit as die Here die dogter se skedels gaan skurf maak? Weet iemand? En Jesaja sê dit so, Jesaja 3 vers 17 sê, daarom sal die Here, jy kan vir ons die slide opsit, die skedels van die dogters van Sion skurf maak. Want dis die letterlike vertaling. Die interpretiewe vertaling sê, in die 83, sal ek die Here hulle hare afskeer, ja, die Here sal hulle koppe kaal skeer. Wat noem jy dit? 'n baskat, dis wat dit beteken. 'n skurwe kop. En dit was 'n groot vernedering uit die aard van die saak vir die dogters. Kan jy sien wat ek sien? Kan jy sien, dit is okay. Ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar teenoor die Here, dat hy tegnologie in die inligtingsera gebruik, dat dit bykans onmoontlik is, vir 'n klomp leuns om in die Bybel in te sluip. Prys die Here. Ons eer hom. Ons eer hom dat hy tot tegnologie gebruik, dat ek en jy met vrymoedigheid na die woord van die Here kan kyk, en sê die woord van die Here is, die hele skrif wat deur God gegee is, nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing. Nog net so 1 of 2 voorbeelde. Gaan ons weer die jong mense vra, want dis maar die ou mense vra. Wat beteken 'n stywer? 'n stywer. As ek jou 'n stywer gee, wat is dit? Is 'n geldjie. Dennis weet, dis 'n geldjie. Het jy geweet? O, ja, het jy geweet? O, okay. Sê weer? 2 vir 'n stywer. Okay, daar's daar 'n idioom. Okay. So kyk hoe vertaal die 33 dit, die letterlike vertaling sê, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. Terwyl die 83 vertaling sê, is 2 mossies nie 'n sent. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie. So 'n stywer, as dit interpreteer word as 'n sent. Ek land met hierdie laaste skrif, en ek wil hoop dat daar gemaklikheid in jou hart is vanoggend. Ek wil hê jy moet hierdie seker weet uit Romeine 15:4 uit. Want alles wat tevore geskrywe is tot lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrif hoop kan hê. Alles wat tevore geskrywe is. Ek en jy, of jy sê, jy kan ontspan en jy kan rustig wees. Jy kan die woord van die Here vertrou. Dit sal ons wys om die hel te mis en die hemel te maak. Dit is die doel van die skrif. Die doel van die skrif is nie om presies vir ons histories streef vir tree elke volk en nasie se doen en late uit te lê nie. Dis nie veronderstel om 'n handboek te wees vir my en jou as ons 'n belangstelling in geskiedenis het nie. Die Bybel het 'n enkele doel. En sy doel is om my en jou uit die hel uit te kry en in die hemel in. Ek is van mening dat elke vertaling wat ek nog opgetel het, daarin slaag om my te help om te sien hoe om Jesus te ontmoet. Jy kan met vrymoedigheid en met gemak lees. Weet net wat jy lees. Weet net
Is die bronne teks gebaseer op die nuwer ontdekkings? Of is die bronne teks gebaseer op die ouer goed? Weet, is dit 'n letterlike vertaling, 'n interpretiewe vertaling of 'n vry vertaling? Moet asseblief nie met jou Amplified Bybel kom en met die mense begin argumenteer wat die 33, 53 lees nie, want julle gaan net nie oor goed saamstem nie, want dit is nie dieselfde vertalingsvoorkeur nie. Daarmee saam weet ook, wat is die taalvoorkeur en die taalgebruik van die teks en hoekom hy dan sekere goed op sekere maniere sê. Nou hierdie is baie belangrik. Volgende keer as iemand vir jou sê, hulle het versies uit die Bybel uitgehaal, kan jy hulle beter antwoord? Ek hoop so. Ek hoop jy kan hulle antwoord, daar's nie versies uit die Bybel uitgehaal nie. Daar is 'n ander bronne teks gebruik. Ek het groot geword in 'n tyd waar op dieselfde kansels manne wat so 'n bietjie ouer is as ek verskriklik hard gepraat het teenoor sekere vertalings, teenoor ander vertalings. Kan ons asseblief mooi volwasse wees en mag ons die vryheid ervaar wat daarmee saamkom. Dit is oukei. Ek wil geleentheid gee vir vrae, sodat ek nie net vir jou 'n klomp inligting deel en nooit jou vrae regtig antwoord nie. So as jy kan dink aan iets wat jy my wil vra, ons is redelik klaar met die diens, so jy hoef nie bekommerd te wees nie, maar as jy iets het om my te vra, vra my groot asseblief, maar ek wil terwyl jy dink net een of twee algemene vrae antwoord. So die eerste vraag, jy kan skiet Petrus. Jy kan. Ek stem saam. Ja. En gebruik die ander vir 'n verwysing. As jy my vandag vra, wat se Bybel, as jy taalkundig ervare is, en jy het ten minste graad 12, wil ek vir jou sê, kry 'n 2020 vertaling. Jy sal sien die 2020 vertaling, oralster waar daar diskresies is in die manuskripte, sit dit vir jou onder in die voetnotas. So jy het letterlik elke liewe woord wat nog ooit neergeskryf is in die Bybel, as jy 'n 2020 vertaling het. Dis 'n goeie vertaling, dis ook 'n letterlike vertaling. Is dit die beste vertaling? Ek wil nou hê julle moet sê nee, want daar is nie iets soos die beste vertaling nie. Het Jesus die 33 vertaling gebruik? Okay. As jy my vandag vra wat se Engelse vertaling moet jy gebruik, gaan ek vir jou aanbeveel om die English Standard Version te gebruik. Die English Standard Version is ook 'n interpretiewe vertaling, maar dit is spykvertaal. Ek kon nog nie een keer 'n discrepancy kry tussen wat ek in die oorspronklike teks kry en wat ek in die ESV kry nie. Dis genuine. As jy voel daar moet these en thous in wees, vir my maar die King James, hy het 'n paar uitdagings, maar daar's 'n American Standard Version wat nog meer letterlik as die King James vertaal is. Maar ek sukkel om hom te verstaan. Maar as jy lus is vir moeite doen, jy kan 'n American Standard Version kan jy lees. As jy agterkom jou gedagtes dwaal baie terwyl jy Bybel lees, kry vir jou 'n vry vertaling vir jou persoonlike Bybelstudie. Dis fyn, jy kan 'n Passion Translation lees in jou persoonlike Bybelstudie, 'n Nuwe Lewende vertaling is nice. Die boodskap, jy kan dit lees, maar weet net dis 'n vry vertaling. Moenie met jou boodskap by die dominee gaan opdaag nie, asseblief. Mors jou tyd. Die vertalingproses is nie dieselfde nie, maar vir jou persoonlike stigting. En as dit iets is wat jy kan snap en verstaan, lees dit met liefde. So die oorspronklike 6, die Textus Receptus, is in die 1600s bymekaar getrek van verskillende bronne af en is opgestel. Okay, so ons praat van die 6 manuskripte. Kom ek verduidelik mooi. So bly nou by my. In om en by die 4de eeu na Christus, dis 400 jaar na Christus, reg? Ja. Het die teks wat hulle in die dooie see skruls ontdek het weggeraak. Hulle het geweet dit was daar, maar hulle kon dit nie kry nie. En toe op grond van wat hulle gehaat het hulle die Textus Receptus opgestel.
Okay, die 6 manuskripte, die bronteks, een van die groot brontekste, die bronteks vir King James 33, 53 en die Staten, dis die bronteks. Maar toe ontdek hulle die dooie see scrolls en hulle dateer na voor hierdie bronteks toe. So toe kry hulle teks waar daar goed is wat hier ingeskryf is wat nie hier ingeskryf is nie. En so nou is die vraag, wat se een van die twee gebruik jy? In hierdie een, jy wil eintlik sê hierdie want dis die een wat eerste gebruik was. Maar nou het hulle hierdie een gekry en nou dateer hy voor hierdie een. So nou byvoorbeeld, een van die groot goede is, as jy byvoorbeeld sien in Johannes hoofstuk 8, die vrou wat in oorspel betrap is. Julle is met my? Jy kan gaan kyk, as daai storie nie in jou Bybel is nie, dan is hy gebaseer op die nuwer teks. Want die nuwer teks het hulle duisende manuskripte van gekry en hulle kry nie daai storie in enige van hulle nie, maar hulle kry hom in die Textus Receptus. Okay, so dis 'n gedeelte, so dis nie 'n volledige boek nie. So dis briewe wat rondgestuur is. Moet hy uitgesluit wees? Sê net weer. Hoekom het hy dit in? Want dit was aanvaar gewees in daai tyd. Dat wanneer ek, kom ons sê byvoorbeeld, ek en Paulus ervaar iets saam, nou skryf hy vir jou die brief van wat gebeur het. Maar as ek weer daai brief lees, dan sê ek soos, maar Lexie moet ook weet, hierdie het ook gebeur, dan het ek dit bygeskryf. Maar jy kan dit sien op die manuskripte, hoe die prentjie ingekleer is. Okay. So jy kan maar die storie glo, dis 'n ware storie. Is daar nog vrae? Okay. Die doel van vanoggend se woord is baie eenvoudig. Dis nie om jou te probeer klomp slim terme leer en geskiedenisles te gee nie. Jy hoef meeste van dit nie te onthou nie. Maar dis wel om jou te help om net so van die perd af te klim en om aan die toom te vat, in steede van om op die saal te wees en te sê myne is beter as joune. Gebruik die teks waarmee jy gemaklik is. Van die kansel af gebruik ons tot nou toe nog die 33-53 teks. Jy sal dit meeste van die tyd so sien. Jy kan die 2020 vertaling gebruik. Jy kan tot die 83 vertaling lees. Daar's 'n paar ander goede wat ek nie nou op wil ingaan nie. Maar kan ons nie mekaar met klippe gooi wanneer dit kom by die woord van die Here nie. Die hele woord is deur God gegee. Kom ons haal asem, kom ons wees lief vir mekaar en kom ons gebruik die woord van die Here wat met jou hart praat. Ek glo die Bybel, die hele Bybel is deur God gegee. Vir ons, tot voordeel, tot lering, tot teregwysing en om ons te help om in geregtigheid te wandel. Amen. Amen. Nou wil ek net 'n saak hanteer voordat ek vir Ollie gaan gee. Ons sou vanoggend iemand gedoop het wat dit nou nie kon maak nie. Hulle het vasgebrand in Middelburg. En toe hulle my gisteraand laat weet, het ek gevoel om nie dadelik die doopwater uit te tap nie. En jy moet asseblief nie verplig voel nie. Maar ek het gevoel om die uitnodiging te maak, dat as die Here miskien al 'n rukkie met jou praat, en jy wonder of jy gedoop moet word of nie. Die water is nog ingetap en dit is warm. En as jy voel, jy wil dalk net vir jou gaan klere haal, dan sal ek vir jou wag ook. So ons gaan nie die diens uitrek nie, maar as jy behoefte het, as jy in jou hart van harte voel, ek wil gedoop word. Ek weet nie hoekom my water moes ingetap word nie, maar hulle is ingetap. En so ek gaan na diens net hier voorwees. Kom praat asseblief met my, as jy graag gedoop wil word. Ek weet nie of daar iets wat ek nog moet afkondig en of gaan ons net die skiet goed nog afhandel nie. Net die skiet goed. Ollie, sal jy vir ons kom uitdeel en afsluit asseblief?